Goeiemôre geliefdes, hoe gaan dit met julle elkeen? Vir die wat my nie ken nie, my naam is Karen en jy kyk na Smagse se Wotsbok. So, ek sien ek het baie groei gehad op TikTok die laaste tyd. Ek wil net vir julle elkeen sê welkom. Dankie dat julle vir die follows, dankie vir die shares, dankie vir die views. Julle help om die evangelie te versprei deur dit te doen. En so wil ek ook vir elkeen vra wat hierdie video sien. As jy hou van die woord wat gedeel word, as daar vir jou betekenis daarin is, deel dit asseblief met iemand anderste. Ek hoor so baie die laaste tyd dat mense sê, ek wil iets vir die Here doen. Ek wil namens die Here kan praat, ek wil preek, ek wil deel, maar ek weet nie hoe nie. Ek is nie een wat kan praat nie, ek is nie een wat voor mense kan wees nie, ek hou nie al van om op video's te wees nie. Ons het so baie wat ons wil doen vir die Here, maar ons het ook net soveel verskonings om dit te doen. Nou, as jy iemand is wat nie maklik praat nie, daar's ander maniere wat jy die koninkryk kan dien. Jy kan, soos hierdie video's, kan jy share met iemand. Jy kan dit aanstuur na iemand. Ek weet, daar's iemand wat, as jy iets gekyk het en die Here het met jou gepraat oor dit, is daar iemand wat op jou hart gelê word, wat die Here vir jou sê, deel dit mee, maar jy doen nie. Ons is geneig om so maklik video's van cute kinders en snaakse honde en rasende katte aan te stuur vir mense en te sê, kyk, ek het nou lekker gelag. Maar hoe baie stuur jy eintlik iets aan wat met die Here te doen het? Wat 'n goeie woord is, wat 'n goeie boodskap is, 'n boodskap van hoop, van genade, van liefde, van die wonderwerke van Jesus, wat Jesus in iemand anders se lewens kan beteken het, wat hy in jou lewe vir jou beteken het. Hoe gereeld stuur jy dit aan? Dis ook 'n vorm van die evangelie verkondig. En ek wil julle aanmoedig, die wat nog nie op YouTube is nie, join asseblief die YouTube kanaal. Daar's 'n Patreon kanaal. Ons is hier so op TikTok. Ek is net huidiglik nie op Facebook of op Instagram vir Smagse se Wotsbok nie. Maar daar's ander avenues om te volg. As jy nie 'n woord wil mis nie, join selfs die WhatsApp channel. Dis baie maklik. Al wat jy net gaan doen is, gaan na WhatsApp toe, kyk waar die channel sections is, search net vir Smagse se Wotsbok en follow die channel. Daar gaan jy ook inligting kry, daar gaan jy sien as daar nuwe boodskappe beskikbaar is. En jy kan dit van WhatsApp na iemand as WhatsApp toe ook stuur. Dis baie eenvoudig. Ek wil amper sê, ons almal is vinnig om te sê, sosiale media is besig om ons breine te verrot en dis 'n mors van tyd en daar is opsigte wat ek saam gaan stem, dit gaan wees. Maar die Here het vir ons so 'n magtige wapen gegee om te gebruik en dis tegnologie. Ons moet ophou om bang te wees vir nuwe goeders om dit te gebruik tot sy naam se eer. Ons kan eer gee aan die Here vir hierdie goeders. Verbeel jou net in die tyd van Paulus. Hoe opgewonde moes daai mense geraak het elke keer as daar 'n nuwe brief is. Daar's 'n nuwe brief van Paulus, daar's nuwe inligting, daar's nuwe kennis wat gedeel word, daar's nuwe woord. Wat praat die Here met ons, nuwe goeders? Hoe lank dink jy moes hulle gewag het vir daai briewe om te kom? En ons het toegang nou wat 'n klik of 'n button. Jy sit net jou foon aan, jy sit net jou rekenaar aan. Daar's iets so mooi wat jou so raak wat die Here met jou oor praat en jy kan dit met iemand deel en jy kies om dit nie te doen nie. Dit is ook nie reg nie. As ek net dink aan die opgewondenheid wat daai mense moes gehad het 2000 jaar terug sê maar, om 'n brief te ontvang, om 'n nuwe woord van die Here te ontvang, om nuwe kennis te hê. En ons het dit op ons vingerpunte en ons gebruik dit nie. Dis hartseer. Die Here bring nuwe goed in hierdie wêreld in. Partykeer dink ons is nuwe goed, partykeer is dit ou goeders, dis dalk net op 'n nuwe manier beskikbaar, maar hierdie is ons nuwe manier van Paulus se briewe. Dit dink voordat daar briewe was, hoe het hulle woord gehoor? Hulle het in 'n sinagoge gaan sit, hulle het gewag vir 'n priester om die Torah uit te haal en vir hulle te lees. Almal het nie toegang gehad tot 'n Bybel nie. Ons het toegang tot online Bybels nou. Ons het nie meer 'n verskoning hoekom ons nie skrif kan lees nie, want jy kan dit online doen. As jy nie 'n fisiese Bybel het nie, raai ek jou nog steeds aan om dit te hê, want daar's niks so kosbaar soos om daai blaaie te blaai en te lees en die woord so te eet nie. Maar as jy nie toegang tot dit het nie, het jy dit online toegang. Jy kan vir jou die YouVersion Bible app download en daar is verskillende weergawe van die Bybel. Wat ook al jou keuse is wat jy uit wil lees,
Daar is soveel opsies. Daar's Bybelplanne, daar's verses of the day, daar's video's wat jy kan gaan kyk. Soos ek gesê, die Bybelplanne. Daar's soveel opsies vandag. Jy kan net na Google toe gaan. Jy kan na ChatGPT toe gaan en 'n vraag vra oor, is daar 'n skrif wat so sê? As jy nie seker is nie, vra. Dit is wat hierdie programme voor is om inligting vir jou te kan gee. Maar gaan toets altyd wat hulle vir jou sê en gaan lees dit self uit die Bybel uit. Maak seker dat wat daai programme vir jou sê, dit is die skrif, dis wat in die skrif staan. Gaan lees dit met jou eie oë dat jy kan dit bevestig. Net so, nou dat ons op die topik van bevestiging is, bevestig wat ook al jy online hoor. Moenie net dit vat wat iemand vir jou sê nie, gaan bevestig dit. Dit mag dalk mooi klink, maar is dit regtig van die Here? En ek wil amper sê, enige iemand wat hulle sout werd is, gaan vir jou sê, gaan toets dit. Gaan sit self met die skrif en hoor wat die Here vir jou sê. Ja, ons gaan nie altyd saamstem oor skrif of wat die betekenis van skrif is nie, maar dit beteken nie, ons vat weg wat die woorde is wat daar staan nie. Jy moet nog steeds gaan sit met die Here en jou Bybel en die woord gaan toets en hoor of dit is wat die Here met jou praat. Stem jy saam met die persoon? En soos ek sê, ons gaan nie altyd almal saam stem nie. Van ons interpreteer skrif op 'n ander manier as party mense. Maar hoe meer tyd jy saam met die Here spandeer, hy gaan vir jou openbaring gee. Jy lees dalk skrif op een manier vandag, maar oor 'n maand, omdat jy die hele maand elke dag 'n hoofstuk gelees het, of selfs 5 hoofstukke gelees het, jouself gevoed het met die woord, nou begin daar openbaring uit ander skrif uit te kom. En ek kan getuig daarvan, wat ek 4 jaar terug gelees het, 3 jaar terug gelees het, 2 jaar terug gelees het, selfs dit wat ek 'n jaar terug gelees het, is nie meer vir my dat dit dieselfde betekenis het as nou nie. Want nou kan ek iets lees, en dan dink ek, hoe het ek dit nie voorheen gevang nie? Hoe het ek daai woord wat daar staan gemis? En dit is hoekom dit so belangrik is, dat jy met jou Bybel sit, laat jy skrif lees, en laat die Heilige Gees dit vir jou openbaar wat daar staan. Laat die Heilige Gees jou lei op hierdie pad, en vir jou waarskuwing gee wanneer dit iets is wat nie vir jou is nie. Want daar is goed wat in die Bybel is, wat nie vir jou geskryf is nie. Kom ons vat net die voorbeeld van Joodse wette. Ons is nie Jode nie. Ons is die Gentiles. Ons is die ander volk. Ons is die volk wat die Here ingebring het, wat die verlore skape was. Ons is nie gekies nie, maar tog is ons ook gekies. Ons is so belangrik geag dat die Here ander reëls vir ons gemaak het, dat hy net gesê het, daar's genade vir julle. Kom na my toe. My seun is die weg, volg die pad, kom na my toe. Waar baie van die Joodse wette soveel vereistes gehad het, lees julle Bybels, verstaan wat die skrif vir julle wil sê en wat die Here met julle wil praat, maar meer as enigiets anderste, deel dit met iemand anderste. Ons is nie geroep dat dit vir onsself net is nie. Jy mag dalk voel 'n ding wat jy vandag gelees het is net vir jou bedoel, die Here praat nou net met jou. Dalk doen hy, maar hy praat ook met iemand anderste en hy kan deur jou praat met iemand anderste. So as jy 'n woord sien online wat jy dink, wow, hierdie een het met my gepraat, dink aan daai persoon wat eers in jou gedagtes opkom. Stuur dit vir hulle en wees 'n blessing vir hulle ook. Kom ons maak die Here se naam groot en ons verkondig sy naam op enige manier wat dit moontlik is. Soos ek sê, as jy nie iemand is wat maklik met iemand kan praat en net deel nie, stuur iets aan. Jy weet nooit of daai persoon daai oggend vir die Here gesê het, Here, as ek nie 'n boodskap van hierdie persoon vandag kry nie, dan gaan ek nie glo dat U bestaan nie. En jy is ongehoorsaam wanneer die Here vir jou sê, stuur dit net aan. Deel iets. Nou kos jy daai persoon dat hulle geloof verloor, omdat jy nie getrou was toe die Here vir jou gesê het, deel dit nie. Deel wat binne in jou is nie. Geliefdes, julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons sal weer gesels op 'n ander dag oor ander topics, oor goeders wat vir die Here se hart belangrik is, wat die Here wil deel. Maar weer eens, deel die goeie woord. As jy woord ontvang, as jy iets waardeer, as jy iets sien wat jou raak, deel dit met daai persoon wat in jou gedagtes opkom. Mag geniet julle dag, ons gesels weer.